Jy kry taf en dan kry jy taai en ons niks so taai soos 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die versus kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer het ons boere die voorreg om met Neil Geyser te werk. Neil Geyser was 'n professionele tennisspeler voordat hy die ongelooflike sport van gemengde vegkuns en judo gevind het. Hy het ongelooflik baie kennis veral in die grondwerkgedeeltes van gemengde vegkuns en hy gaan vandag met hierdie boere werk en soveel as moontlik inligting aan hulle oordra. Vanaand is ons hierso by die CIT Performance Institute hierso in Hatfield, Pretoria. En vanaand is die boere hierso om te werk met die legende Neil Geyser. Hy het ongelooflik baie ondervinding, meer as 20 jaar in verskeie gemengde vegkunststyle soos judo, jiu-jitsu en vanaand is hulle hier om van hom af te leer. My naam is Neil Geyser. Ek is van CIT, ek is die hoofcoach van CIT Grappling aan die kommersiële kant en vir die pros. Ek is nou 22 jaar wat ek in die gevegkunste deelneem. Ek het begin met boks en kickboxing en van daar af oorgeskakel na judo en jiu-jitsu toe. Ek is nou so 20 jaar wat ek judo en jiu-jitsu doen. En ek het so in 2010 daar rond het ek begin met gemengde vegkuns. So ja, dit is 14 jaar dat ek dit nou doen. Ek het nou net vir Neil ontmoet, moes so smart wou. Ek is baie opgewonde om bietjie by hom te leer. Die oefening is maar min. Jy weet, ons is maar besig op hierdie oomblik hierdie tyd van die jaar. Ja, nou hier aangekom en ek sien uit, bietjie op my senuwees, lekker om al die ouens so bietjie te sien. Almal praat oor die oefening en so. Lekker om hier te wees, blyk of hy weet wat hy doen. Ons gaan vanaand bietjie oefen saam met Neil Geyser, wat 'n legend is dit nie. Jiu-jitsu saam. Bietjie geworried, sal nou maar sien. Ons coach wat sien we vandag. Nog 'n monster, nog 'n intimiderend, so sien baie uit vir vandag om iets nuuts te leer. My senuwees en my hande sweet. Die ouens is groter as wat ek gedink het. Ja, ek dink dit gaan lekker wees. Ek het maar die notebook saamgebring. Kan nie lekker skop en boks en daai tipe goed nie, so ons maar notas vat. Nog 1 week en dan kom alles af en dan is ons terug in die game, ja. Ek het die boere ontmoet, manne is opgewonde vir vanaand, paar se bietjie stresvol. Hulle het al 'n paar rowwe daar in die gym gehad, so ek dink hulle weet lekker wat om te verwag nie. Die manne is groot, hulle lyk sterk, maar ek weet nie hoe die fiksheid gaan hou nie. Ons sal dit moet kyk. Ek dink daar's bietjie potensiaal hierso. Ek het vir julle gesê, my naam is Neil, ek is hoof grappling coach hier van CIT, ek train vir Driekus, vir Kami die hele span. Ek werk so gewoonlik, ek werk konsepsioneel. So eerder as om op tegnieke te werk ek op konsepte, probleemoplossing en dan in die oomblik by die regte ding uit te kom. So dis vir my belangrik vanaand, ek werk nie elke dag met julle nie, maar ek wil graag 'n verskil maak vir julle. Een nou is onder, een nou is bo, chest to chest. Ek wil net so 'n bietjie kyk hoe move julle. Nou gaan net eerder arm vasmaak. Boor, die kant wat jy vasgemaak het, selfde been gaan jy vasvat. Kyk, nou lig ek my heupe reguit op dak toe. Hy kan nie hierdie kant keer nie. Of wat ek op oor. Right. Dis gou. Baie interessante klas gewees, maar ek dink hy het 'n moerselot kennis. Coach het vir my dadelik so 'n bietjie intimiderend voorgekom. Baie geleer, was baie lekker geweest. Die grond is maak jou moeg, hè? Nee, ek like dit nie. Daar's nie 'n ander woord vir dit nie. Ek like die storie Die fisiese aspekte wat belangrik is spesifiek vir gemengde vegkuns is kondisionering. Kondisionering sal ek sê is een van die grootste goed wat van mense 'n lafaard kan maak en maak dat iemand regtig wegkwyn uit so 'n situasie uit. So kondisionering is vir my baie belangrik. Krag is great en is 'n goeie ding om te hê, maar dit is nie noodwendig altyd die deurslaggewende ding nie. Dissipline is nogal belangrik vir my om gefokus te bly in jou mentaliteit en jou plan, jou strategie. Daai is vir my belangrike skills om te hê. Wat ons gaan doen is, jy gaan jou maat vang. Ek gaan try om 2 hande om sy lyf te kry en my hande bymekaar te sit. Die idee is as ek my hande bymekaar sit, laat ek hom opdak. Maar net sy voete van die grond af lig. As ek sy voete opgetel het, kry ek 'n punt. Let's go. Ek sal nie sê regtig al was iemand my verras het nie. Alhoewel die kleiner oudjies, soos ek sê, is vir my maar 'n bietjie moeilik om onder in te kom. So ek dink as 'n ou langer is, my opponent gaan obviously langer wees en makliker inkom.
So ou wil nou nie net jou gewig gebruik en op jou val nie. Ek bedoel dit kan nou doen. En dit sal my gameplan moet wees as dit op hulle weight class is. Ja. Toe ons begin het vanaand kan jy voel jy asem jaag, jy raak moeg, maar tot op 'n sekere punt wat jy weet wat jy moet begin doen, dan kan jy voel right, jy begin nou ontspan en jy kan begin meer asemhaal, so nee, ek dink verseker grond toe gaan ja. Blacks and Blacks in die A-span. Kry B-span jammer, dit is 'n paar groot seuns hier in die A-span gewees. Twee, kry jou hande daarin. Alles wat julle hier gaan doen, gaan nie noodwendig maklik wees. So jy het 'n goal, jy moet iets hê wat jy wil bereik en dan gaan jy werk daarvoor. Ja, hy het 2 boeties van Brits. Ja. Nee, goed. Jy wil net iets aan hom doen en dan hy trek jou sommer net vas. Dis een ding om dit te doen, is 'n ander ding om net te kyk en alles probeer invat. Ons is mos hier ook hier A-span, jy weet. So vir regtig op te kyk, jy kyk ons. Die eerste beginsel wat ek vir julle wil leer is dat ek my opponent in die helfte deel. So hoe ek dit gaan doen is, ek hou my grip, my dominante grip, my kop en my heupe aan die een helfte wat ek gekies het. Dit is een manier hoe ek 'n geveg onregverdig te maak. Ek sê altyd vir die ouens, as ek met iemand fight, wil ek hê dit moet onregverdig wees. As jy dit regverdig doen, doen jy dit verkeerd. Ons gaan nog een tegniek bysit. So, ek kies my lyn, ek gaan aan hierdie kant van hom werk. Kry my hand onder sy armholte in, ek kom op die kant, soos wat ek hier gegaan het, ek soek daai knie. So ek buig my heupe, my arm en my voet gaan saam. Kyk, hierdie bohand kan as sy heup toe kom. Van hier af gaan ek op sy knie gaan, ek gaan hom hier neersit. Kom ons speel, gaan ons. En doen wat ek jy saam die heupe af. Nice, gaan, sit hom neer. Ek dink is goed om mekaar bietjie te vat op die grond om te rol. Net om bietjie ander mense ook te voel. Ek dink dit maak jou kop ook net bietjie meer reg vir wat kom. Ek moet sê Erns se tweery is vir my moeilik. Hy's baie beweeglik. Ek dink hy's nog hier aan sy dae. So tegnies is hy vir my uit die ouens uit is hy die moeilikste gewees. Ek is bly ons was hierso om dit bietjie van iemand anders af ook te sien en te hoor en om vir jou bietjie net weer in die regte rigting te druk. Ek dink dit was goed geweest. Ja nee, dis seker maar broers, hulle weet mekaar maar altyd, maar nee, ek weet, hy's 'n harde ou en ek sal sê sy sterkpunte is half my swakpunte. So nee, ek verseker Stef ja. Ja, ek nog steeds ou boet. Ek sit nog steeds hoor aan. Ek dink die groep was ek weet nie of die groep dalk nie geweet het wat om te verwag nie. Daar was definitief meer fisiese oomblikke waar die ouens meer fisies wou gegaan het en ek dink is nodig om 'n bietjie party van die goed om te verstaan voordat jy net fisies raak. En dit is nie net gestoeiery nie. Ek dink die blou span was fisies en hulle wou mekaar meer aanvat in die stoei gedeelte spesifiek met minder kennis en minder strategie. Ek moet julle sê na hier se tyd het moer baie geleer. En daai Neil, hy verstaan. Hy weet presies hoe werk hierdie ding. Ek bepees nou maar gaan 'n bietjie fiks word. Ja, ek moet sê in die begin voel ons maar altyd lekker, maar net voor die einde was dit dood. Ek sien die blou span is hier lekker agter my besig. Hoor maar hulle blaas hard. Ek dink van nou af tot en met die fight sal ons die intensiteit moet opstoot regtig. Ja, ek dink ons sal dit moet bietjie intens maak nou. Coach Neil Geyser is een van die beste coaches met wie ek al ooit gewerk het. Hy het 'n baie filosofiese uitkyk op hoe hy met sy studente en met sy atlete werk. Maar moenie laat sy rustige geaardheid jou flous nie. Die man is gevaarlik. Ja, as ek glo maar met groot spiere. Sal we kyk, hè. Baie lekker om hier te wees. Ek het die hele week so uitgesien wat net gehad het Vrydag moet kom. So, maar ons is nou hierso en ja, kom ons kyk hoe gaan dit. Ja, ek het my opponent gesien daarso. Ek sien hy's daar besig. Laat hy aanhou leer. Ek gaan ook maar my bes doen as die dag kom. Dan gaan ons maar net in die ring los wat ons het, nee, en regtig ons bes doen, ja. Is daar iets iewers waarmee julle ouens ongemaklik is? Daar by ons die naaste wat tot ons beskikking is dalk 'n vriend wat stoei gehad het op skool. Wat eintlik baie is nie. Het julle maniere as jy onder in die mount is om uit te kom? As jy onder in side control is om uit te kom? Ja.
Limited. Kom ons begin op die grond, maak dit gou 'n bietjie los. Ek wil 'n side control hê, so een ou lê langs die ander ou met 'n ander hoek. Die boonste ou het 'n arm onder sy armpit. Okay, dan rol ons net, vat die ou, rol hom oor. Ek weet eerlikwaar nie hoe ek die grondgame lekker gaan oefen terwyl ek besig is tussen die jagte en goed nie, maar ek probeer maar 'n bietjie fokus om my fiksheid en goed so goed as moontlik te kry. So die game gaan wees, ons gaan mekaar stoei. Ek gaan try om 2 ander hoeks te kry om sy lyf, my hande by mekaar te sit en dan wil ek hom optel. As ek sy tone van die grond af lig, dan kry ek 'n punt. Ons praat oor 3 posture. Ons praat van 'n neutrale postuur waar my skouers en my heupe in 'n lyn is. Dan praat ek van 'n positiewe buis, 'n positiewe postuur waar my skouers voor my heupe is. En dan het ek 'n negatiewe buis waar my skouers agter my heupe is. Wat ek graag wil hê waaraan jy moet werk is 'n positiewe buis waar jou skouer klein bietjie voor jou heupe is. Ek trek as ek met iemand stoei, trek ek 'n lyn in die middel. Tussen sy neus en sy naaltjie trek ek 'n lyn deur hom. Hoeveel weeg jy? 90. So as ek nou met hom gaan stoei, gaan ek nou hier, as ek hier staan en stoei ek 90 kg. Okay. As ek die lyn getrek het ek 'n kans om net 45 kg te stoei. So wat ek dan doen is ek stoei net na die een kant toe van sy lyf. Dan hoef ek nie oor daai kant te worry nie, ek stoei nou net hierdie kant. As ons fight wil ons hê dit moet onregverdig wees. As dit regverdig is, doen ons dit verkeerd. Wat hy sê is jy moenie fair fight nie. Hy sê as jy vir die ou gaan, probeer om die helfte van sy lyf te fight. Ek het vir hulle gesê dat as 'n mens veg en jy doen dit regverdig en doen jy dit verkeerd. So binne die reëls met hulle dit onregverdig gemaak. So ek is baie bly daaroor. Ek dink ons baie goeie pointers wat hy vanaand gegee het. Terwyl ons nou stoei, wil ek hê jy moet vir my try om die helfte van sy lyf te stoei. Let's go. Ons maar net een gym, like the Edge, maar ek ben nie boos. Benny the Wolf. Dis my hy rig my kickboxing af. Almal sê vir my, vat hom net grond toe, dan gaan jy bo kom. Nou, doen dit. Ek is nie nou gespanne of enigiets. Ek sal die aand van die geveg dan dink ek sal ek 'n bietjie begin gespanne raak, maar kyk my maat nie bang kinders groot gemaak nie. Slim dalk nie, maar ook definitief nie bang. Ek dink nou moet die werk eers begin. Ek het klomp goed nou gekry om te leer. Dit gaan nou nogal 'n situasie wees op sy eie. En om iemand af te vat en van voor af te vat, het ek heeltyd mee gesukkel en vanaand het hy bietjie gesê nee, weet, gaan na die kant toe, moenie die ou van voor af en ek dink dit gaan my baie help, ja. Maar die boer wat ek so 'n bietjie gestoei het, hy arms van hom kan net nie inkom nie, weet. Die boere, ek weet nie wat hy doen daar nie, miskien trek hy die dis rond of iets, jy weet, op die plaas, maar ek het so 'n bietjie gesukkel. Op die stadium gaan ek net aangaan, miskien met fiksheid soos ek nou is. Hierdie is gemengde vegsport. Jy gaan nie net staan nie, jy gaan nie net op die grond veg nie. Jy moet die beste kombinasie kry van die twee. Ja, dan moet jy nog 10 jaar ook gaan. So ek het nog geen koek en kleur om dit te doen. Die oomblik gaan ek in die middel bly. Partykeer is iemand wat sterk lyk en dalk in die gym sterk is, nie noodwendig in 'n gevegssituasie die sterkste nie. In die gevegte wat kom, gaan dit interessant wees om te sien hoeveel hierdie ouens hulle lywe goed kan gaan gebruik vir die sport waaraan hulle nou gaan deelneem. Ek sal definitief sê dis die moeite werd, maar laat dit moeilik is definitief ook 'n feit. Ons bly 5 ure van Pretoria af. Dis 'n baie groot challenge, maar ons wing it. Ons gelukkig kom van die Noord-Kaap of ons is nie bang vir baie nie. So ons werk met dit wat ons het en ons probeer dit tot die beste van ons vermoë doen. Ons het letterlik 3 basiese beginsels, net beginsels geleer en dit verander al klaar hoe ek na 'n geveg kyk, hoe ek dit sou wil benader, hoe ek my geveg benader. Die rooi span was vir my meer strategies geweest. Hulle was nie so fisies nie dat hulle nie kan fisies wees nie, maar ek dink hulle benadering is meer uit 'n strategiese tegniese oogpunt uit as wat dit noodwendig fisies eerste was.
6 maande is moeilik. En om hierdie ouens se natuurlike affiniteit te bepaal vat 'n rukkie, want hulle moet blootstelling kry en alles. So ek dink dit is nogal moeiliker. So daar's 1 of 2 ouens wat dalk sal verkies om eerder soontoe te gaan. Maar ek wonder ook na vanaand se moegheid of almal van hulle regtig dit gaan wil doen. Dit was moers interessant geweest. Ek het dit regtig baie gelike. Nee, ek dink O'Neil is 'n ander ou. Jy moenie met hom sukkel nie. Dit was baie interessant. Ek voel as my opponent my nou in 'n posisie vasdruk, sal ek dalk daarmee kan staan om myself te kan uitwerk. Ja, definitief. Nee, dis ongelooflik, regtig. Ek het die hoeveelheid kennis daar, 22 jaar se ervaring. Ek gaan nie dit niemand van ons gaan dit in 'n uur kan opneem nie. Mense kan sien hoekom julle UFC manne by hom BJJ klasse het en grappling klasse en al die ou is absolute meester. Ek dink die belangrikste konsep wat ek wou gehad het wat hulle vanaand mee moes wegkom is om van die lyn af te kom. Is om nie reg voor iemand te staan of jy boks of jy stoei of jy op die grond is om seker te maak waar jy geposisioneer is ten opsigte van jou opponent. En dan laastens wat ek met hulle oor gepraat het is as hulle nie daai lyn bestuur nie op grondwerk en goed gaan hulle in wurgslotte gevang word. So daai is vir my die belangrikste konsep. Ek dink die boks gaan nogal nice wees, 'n paar kombinasies kry om huis toe te vat en te gaan oefen weer. Ja, al wat sleg is van die vroeg, ek like dalk vroeg van my bakkie is koud. Hy start nie so vroeg in die oggend nie. Ek is nogal heel opgewonde oor die boksklas. Ek moet sê, boks maak jou moeg, maar jy kan bietjie meer wegkruip in ruskanse in boks as wat jy in stoei kan. Nee, ons sien baie uit vir die boks. Ek dink dis iets waar ons nie baie aandag aan gegee het nie. So ek sien baie uit. Ek dink dis iets wat ons verseker moet leer. Ek is baie opgewonde vir die boksseminare omdat ons daar in die skema het ons basies net kickboxing. En ons het 'n baie goeie kickboxing coach daar, maar net om nog 'n opinie te kry en bietjie 'n ander benadering te sien oor iemand wat dalk mense nog 'n paar fynere goedjies kan gee. Baie opgewonde vir die boksing gedeelte hiervan, ja. Hulle sê boere kry nie koud nie en dit is presies wat ons nou gaan toets. Ons boere gaan nou vir 4 minute in hierdie ysbad moet sit en ons gaan vir hulle 'n reeks vrae vra. Vir elke vraag wat hulle reg kry, kry hulle 10 sekondes by en vir elkeen wat hulle verkeerd beantwoord, trek ons 10 sekondes af. Die boer met die meeste tyd gaan dan wegstap met 'n R80,000 se dam vir hul plaas. Ons is hier by Gilden Vrug vandag en Staalboer het vir julle hierdie uitdaging nou bymekaar gesit. Ons is opgewonde vir julle, ek hoop julle is ook net so opgewonde. Jou kop moet onder die water gaan eerste en dan kan jy lekker rustig sit vir 1 minuut. Wenner van die rooi span gaan dan teen die wenner van die blou span. Okay, let's go. Awesome! Kop onder die water. Hoeveel dae is 'n bees op gemiddeld dragtig? Dis ek nie so dink nie. Okay. 9 maande. Nog iets so 'n bietjie. Nee, 245. 270. dis reg. Mooi. Okay, hier gaan ons. Okay, hoeveel pense het 'n bees? 2. Nee, hoeveel liter water drink 'n koei wat 410 kg weeg op gemiddeld in 1 dag? 100 liter. Nee. 80. 25. Nee, ons skrap daai vraag. Wat is die primêre gebruik van mielies in SA? Daar's 2 moontlike antwoorde. Mieliepap. Voedselproduksie, ek vat dit. Wat is die tipiese klimaat in die Wes-Kaap streek vir boerdery? Reënerige klimaat. Nee. Wat is die term vir boerdery sonder sintetiese chemikalieë? Die regte manier. Non-GMO, ek weet nie. Nee, Karel. Ek loop jou, hulle gaan nie even my reël studies. Okay, moet hulle die geveg stop as een van die vegters 'n kat skiet in die kruit? Nee. Dis verkeerd. Mag 'n mens knieg na die kop toe in 'n amateurgeveg? Nee. Dis reg. Mag 'n mens skop na die kop toe in 'n amateurgeveg? Nee. Dis verkeerd. Mag jy 'n elmboog gooi in 'n amateurgeveg? Nee. Mooi, dis korrek. Uit hoeveel rondes bestaan 'n titelgeveg? 3. Nee, dis verkeerd. Fight. Julle kan uitklim. Let's go. Kop onder die water, kerels. Kyk, kerels, val hom sonder jou bene. Wat word die proses genoem om organiese materiaal in kompos af te breek? Nee, ek weet nie. Mikrobe afbreken. Ek weet nie. Kompostering. Dankie. Wat is die term van die proses om landbouafval in biobrandstof om te skakel? Fermentation. Biofermentasie. Wat 'n boerderypraktyk behels die grootmaat van diere in natuurlike of semi-natuurlike omgewings? Organies. Nee, weet nie. Backgrounding. Leesboerdery.
Herlewingslandbou. Seker veebou. Kerels, die antwoord was vryloop boerdery. Kom ons gaan oor na ons MMA reëls toe. Kan 'n mens mondelings opgee in 'n geveg? Ja. Dis korrek. Fight mens in 4 of 6 ons gloves op amateur vlak? 4. Nee, dis verkeerd, 6 ons. Noem een area op die lyf waar jy nie mag slaan nie. In sy eiers. Right antwoord en baie korrek. Waarvoor staan TKO? Technical knockout. Baie dankie. Noem die naam van een gewigsklas. Heavyweight. Dankie. Hy het hoeveel rondes bestaan in nie titelgeveg? 3. Dankie. Well done, Karels. Elke een van julle het baie goed gedoen. Hierdie staal baadjies gaan nou huis toe vir 'n troospryse. Dis nou tyd vir die finaal. Erns Meintjies en Janie. Hoe dit gaan werk, sudden death. Gaan jou vraag vra. Ons gaan tot en met 5 vrae vra. As julle dit almal reg kry, dan gaan ons totdat die eerste ou 'n fout maak en die ander ou kry dit reg. Let's go, Karels. Janie, ek sê eerst by jou. Watse land het die meeste vegters in die UFC? Amerika. Dis korrek. Wie is die jongste kampioen in die UFC se geskiedenis? John Jones. Dis korrek. Wie is die president van die UFC? Dana White. 2-1. Wie is die president van Versus MMA? Cameron Simon. Dis verkeerd. Watse vegkuns is die hoofsport in Brazil? BJJ. Dis korrek. Watse vegkuns is die hoofsport in Thailand? Muay Thai. Ek gaan dit vir hom gee. Hoeveel UFC pay-per-view events was al tot en met die datum? 302. Dis korrek. Hoeveel professionele gevegte het Dricus Du Plessis? 26. Dis verkeerd. Watse atleet het al 'n KO of TKO in 3 verskillende gewigsklasse? Kom weer. Dis verkeerd. Erns, in watse jaar het Versus MMA begin? 2020. Dis verkeerd. Come on. Janie, watse kommentator vir die UFC het ook een van die wêreld se bekendste potgooie? Joe Rogan. Dis korrek. Wie is die announcer vir die UFC? Bruce Buffer. Dis korrek. Janie, uitsluitend myself en Dricus, noem 'n ander Suid-Afrikaner wat al in die UFC beklei het. Mark Hugh. Dis verkeerd. Noem een van Versus MMA se hoofborge. King Price. Dis korrek. En ons wenner van 'n splinter nuwe dam. Baie dankie aan Staalboer. Baie dankie aan Guldenvrug Plaas Hoopskit. Die wenner is Janie. Baie geluk aan Janie. Hy stap weg met 'n splinter nuwe dam vir sy plaas. In die volgende episode gaan ons boere met afrigters werk wat hulle skerp gaan maak op hulle voete. Ons boere gaan dan ook lamb jams toe waar hulle vir die eerste keer voor 'n paar duisend mense op die skaal gaan klim. Ons boere gaan dan ook deelneem in 'n skaapkop eetkompetisie en die wenner word aangekondig by Versus.